Baie welkom aan elkeen van julle vanoggend. Mag die Here ons seën en ons saam wees en mag ons erediens sy eer wees. Broers en susters, ons het verlede Sondag die voorreg gehad om Pinkster te vier. En voordat ek vanoggend by die skriflesing gaan kom, wil ek net so 'n bietjie agtergrond oor Pinkster met u deel. Pinkster is afgelei van die Griekse woord Pentekoste en dit beteken 50ste. Pinkster vind presies 50 dae na Paasfees plaas. Wat het by Pinkster gebeur? Ja, ons weet van die uitstorting van die Heilige Gees, maar ons vergeet dat Pinkster ook 'n Ou Testamentiese fees is. Ek kan nie onthou wat het in die Ou Testament op Pinkster gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie. As ons die Bybel mooi wil verstaan, dan is dit belangrik dat ons maar altyd die Ou Testament en die Nuwe Testament lees en met mekaar vergelyk, omdat hulle mekaar aanvul. Nou tussen die uittog uit Egipte en Jesus se kruisiging het daar 'n tydperk van ongeveer 1500 jaar plaasgevind. Dis 'n lang tyd, 1500 jaar. Ons kan ons nie indink hoe lank is dit nie. Nou in die Ou Testament gaan Paasfees oor die bevryding uit die slawerny in Egipte, waar die Farao die Israeliete onderdruk het en hulle vir 450 jaar lank, veral die laaste deel, as slawe moes werk. In die Nuwe Testament kry Paasfees 'n nuwe betekenis, want dis die dag en die datum waarop Jesus gekruisig word, en dit gaan oor ons bevryding uit die slawerny van sonde. In die Ou Testament, op die Paasfeesdag, het God lank voor die tyd al opdrag vir Moses gegee dat hulle op Paasfees, die dag wat die uittog gaan plaasvind, of die finale ramp gaan plaasvind, moet hulle almal 'n paaslam slag en dan die bloed aan die deur en vensterkosyne smeer, want daardie nag gaan die doodsengel verbykom en al die huise wat nie met bloed bedek is nie, gaan die oudste kind, die eerstgeborene, sterf. En dan in die Nuwe Testament op Paasfees sterf Jesus, God se eerstgeborene seun, aan die kruis. In die Ou Testament het ons dan dat die paaslam se bloed red die mense en beskerm hulle lewe teen die doodsengel, en in die Nuwe Testament Jesus se bloed red ons van sonde en van die ewige dood. Nou dan kom ons nou by Pinkster, wat presies 50 dae later plaasvind. En dis een van die belangrikste feeste in die Christelike kerk. Presies 50 dae na Paasfees, en dit gedenk vir ons in die Nuwe Testament die uitstorting van die Heilige Gees oor die eerste disippels van Jesus in Jerusalem. As ons nou weer die Ou Testament en die Nuwe Testament vergelyk, dan sien 'n mens in beide gevalle is Pinkster 50 dae na Paasfees. Pinkster staan ook bekend as die fees van die weke. God gee in die Ou Testament 50 dae na die uittog die 10 gebooie by Sinai op Pinkster. En dan in die Nuwe Testament gee God die Heilige Gees op Pinksterdag. In die Ou Testament, God skryf sy wet op die kliptafels, die 10 gebooie, en in die Nuwe Testament, God kom en gee deur die Heilige Gees sy wet in ons harte. Hy skryf dit op mense se harte. Die Heilige Gees lei vir ons en ons besef oombliklik wanneer ons doen wat verkeerd is. In die Ou Testament gaan die mense en hulle doen verkeerd en hulle maak 'n goue kalf wat hulle aanbid en God straf hulle en 3000 sterf daar by Sinai. Op Pinksterdag in Jerusalem word 3000 mense gered. Het is interessant dat die getalle so ooreenstem, so en mense sien baie duidelik hoe dat die Ou Testament en Nuwe Testament mekaar aanvul. In die Ou Testament is Pinksterdag dan die geboorte van die verbondsvolk, en in die Nuwe Testament is dit die geboorte van die Christelike kerk. So eintlik, Pinkster is vir ons baie belangrik, die
geboortedag van die Geestelike Kerk. Ons lees 'n klein gedeelte uit Handelinge hoofstuk 1 en dan ook uit Handelinge hoofstuk 2. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy in hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle weer 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Jesus het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus sê verder: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Matteus: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus het die opdragte: Julle sal my getuies wees, gaan maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle. Maar hy het eers gesê: bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Hoe het die disippels hierdie 10 dae deurgebring? Want dit is 10 dae van Jesus se hemelvaart tot en met Pinksterdag. Lukas skrywe: Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en sy broers, was ook by. So as 'n mens nou in die Nuwe Testament terug gaan lees, dan vind 'n mens dat Jesus se broers het hom nie regtig geglo vir wie hy is nie. Op 'n stadium het hulle gesê, maar hy is mal, want hy werk te hard, hy rus nie, hy eet nie, hy gaan siek word. Hulle wou hom gaan huis toe vat. En na Jesus se opstanding, dan kom hulle tot bekering. Besef hulle wie hy is, en dan vind 'n mens dat by hierdie geleentheid waar is Jesus se ma by, en dan ook sy broers. En op Pinksterdag is hierdie mense almal weer by mekaar besig om te bid. Toe gebeur daar iets wonderliks. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.
Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. So die gelowiges is bymekaar. Dit sê nou nie hoeveel of dit net die disippels was nie, maar as ons die vorige gedeeltetjie gekyk het, dan was omtrent 120 mense bymekaar. En met eens is daar hierdie geweldige rukwind wat hulle hoor, en dan die vuurvlamme wat op elkeen afkom. Hulle word met die Heilige Gees vervul en hulle begin elkeen in vreemde tale praat. Met eens is al hulle bangheid weg. En hulle voel, ek moet vir die wêreld gaan vertel wie Jesus en wat hy gedoen het. En hulle gooi die deure oop, hulle gaan op die stoep uit en hulle begin met die mense wat onder in die strate is gesels. Daar was baie mense met Pinkster in Jerusalem gewees. Alle vrees is met eens weg toe hulle die Heilige Gees ontvang en onverskrokke begin hulle oor Jesus getuig. En Petrus gee aan die mense 'n uitnodiging. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders, vir almal wat daar ver is, vir almal wat ons Here God na hom toe sal roep. En die wonder wat plaasvind, is dat by die 3000 mense wat daar is en Petrus se toespraak hoor kom tot insig en tot bekering, en vra maar wat moet ons doen en hulle laat hulle doop, hulle gee hulle oor aan God. En dit word gesien as die begin van die Christelike kerk. Van hier af versprei die kerk oor die hele wêreld. Pinkster het vir ons baie betekenis. Eerstens is dit die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die vervulling van Jesus se belofte om nie sy volgelinge as weeskinders agter te laat nie. As 'n mens teruggaan na Johannes 14 toe, die aand wat Jesus die nagmaal instel, toe hy vir sy disippels sê, ek gaan weg, toe hulle bekommerd en ontstel, maar Here, waarheen gaan u? En Jesus sê vir hulle, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Maar ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Ek stuur vir julle 'n trooster om by julle te wees. Hy sal vir julle in die volle waarheid lei. Pinkster is in die tweede plek 'n vervulling van God se profeseë in die Ou Testament. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. 'n Profeet is iemand wat die woord en die boodskap van die Here met mense deel. Ons sien seuns en dogters, mans en vrouens, ou persone, almal sal as profete optree. God het ons met die Heilige Gees toegerus om getuies vir hom te wees. 'n derde betekenis van Pinkster, en dis iets wat ek dink ons miskyk, is die omkeer van Babel. By Babel het die mense gesê, ons wil 'n toring bou tot daar bo in die hemel waar God is. Ons wil onsself tot God se status verhef, en God sê, ek kan dit nie toelaat nie, en hy verwar die mense se tale, hulle begin in verskillende tale praat, en hulle verstaan mekaar nie meer nie, en dan spat hulle uit mekaar uit, volgens die tale wat hulle praat, en versprei oor die wêreld. Op Pinksterdag kom God, en hy gee vir die disippels die vermoë om verskillende tale te praat, en as jy mens gaan tel, dan lees jy van minstens 16 tale daar, en dis die omkeer. Skielik kan almal weer die evangelie, die blye boodskap van Jesus, van verlossing, in hulle eie taal hoor. Die omkeer van Babel. God wil hê, elke een moet die woord in sy eie taal kan hoor. Die vierde betekenis van Pinkster is die geboorte van die Christelike kerk.
3000 mense uit verskillende nasies kom tot bekering. Hulle word gedoop, hulle begin saam aanbid. Nou wil ek vir jou vra, het Pinkster enigstens jou lewe verander? Pinkster het daardie bang disippels verander in spontane getuienis. Alle vrees was weg. Hulle was bang, hulle sal ook gekruisig word soos Jesus. Maar toe die Heilige Gees op hulle kom, is alle vrees weg en hulle gaan daar buite waar die hele wêreld hulle kan sien en hoor. En hulle vertel van Jesus. Hoe wonderlik hy is. Hy is die Seun van God wat vir ons kom sterf het aan die kruis om ons vry te maak van sonde nou en vir alle ewigheid. Het jy ook spontaniteit om die boodskap van Jesus met mense te deel? Of is dit vir jou moeilik? Wat 'n verskil het die koms van die Heilige Gees in jou lewe gemaak? As dit geen verskil gemaak het nie, dan moet jy ernstig gaan kyk na jou verhouding met God. Kom ons kyk wat se implikasies vir die Christelike kerk. Die Heilige Gees gee vir ons krag. Hy gee vir ons krag om te glo, om te bid, om wonderwerke te laat plaasvind, maar dis God wat die wonderwerke doen. Ons is maar net instrumente in sy hand, maar hy gee vir ons die krag om te kan getuig. Hy rus ons toe met geestelike gawes, dat ons mekaar kan aanvul in die liggaam van Jesus opbou, dat die kerk 'n wonderlike eenheid kan wees waar die liefde van Jesus kan seëvier. Gister was vir my pragtig om te sien hoe almal saamwerk en dit het vir my gelyk of almal dit geniet het. Ek weet dit was harde werk en ons is bly daaroor, maar dit was lekker geweest. Ons het gawes waarmee ons die Here kan dien. Een se gawe is dalk net om goed pannekoek te bak. Ander een is weer 'n ander gawe. Maar ons vul mekaar aan en ons dien die Here op die manier wat ons elkeen kan. Daar's eenheid in diversiteit. God se familie breek kultuur, taal en rassegrense. Ons is een liggaam in Jesus Christus. As 'n persoonlike transformasie. Die Heilige Gees kom woon binne in ons. Hy oortuig ons van wat is verkeerd in my lewe. En hy sê vir my, Johan, breek daarmee, dit en dit pas nie by jou nie, dit hoort nie by 'n kind van God nie. En as ons gaan luister na die stem van die Heilige Gees, dan gaan ons lewe al hoe meer binne die wil van God plaasvind. En dan het ons die belofte van die konstante teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe, maar ook van Jesus. Hy het gesê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy is by ons, in ons, deur die Heilige Gees. So die kerk funksioneer nie uit menslike krag nie, maar deur die alomteenwoordige, bonatuurlike leiding van God self. Maar as ons kyk na Pinksterdag 2000 jaar gelede en vandag 2000 jaar later, dan weet ons God se wil is alle gelowiges moet getuig. En hy het ons met die Heilige Gees toegerus wat ons met krag gevul het om getuies te kan wees. Maar vandag se tyd heers mense se wil. Die meerderheid Christene is nie gehoorsaam aan die opdrag van Jesus om getuies te wees nie. Hulle bly stil. Vandag is die meeste van ons nie dieselfde vrymoedigheid om te getuig nie. Wat sal hulle van my dink? Sê maar net, hulle dink ek is bietjie snaaks. Ek bly liewer stil. En baie dikwels waar ons iets moet sê, waar ons moet opkom vir die Here, bly ons stil. Waarom is dit vir ons moeilik om oor ons geloof, ons verlossing en ons verhouding met Jesus te praat? Baie mense vind dit net plain ongemaklik om te getuig. En baie sê, maar ek weet nie wat om te sê nie, en die Bybel sê vir my, stel jou beskikbaar vir God, en die Heilige Gees gaan vir jou die woorde in die mond sit wat jy moet sê. Jy hoef nie te bekommer oor wat jy gaan sê nie.
skielik gaan jy met 'n groot wysheid praat as die Heilige Gees oorneem. Ek wil 'n voorbeeld met u deel. Ek wonder of u die man herken. Weet enige iemand wie hy? Hy is van Griekse afkoms, hy is 'n predikant in Engeland en sy naam is Johannes John. Maar as jy nou Johannes na Engels vertaal, dan is dit John. So hy is John. En dit klink nou 'n bietjie snaaks. Toe besluit hy, dit klink nou 'n bietjie snaaks. So hy staan bekend as J. John. En daar is baie interessante boodskappe van hom op YouTube. Jy kan gerus J. John gaan opsoek. Hy's 'n predikant in 'n Engelse kerk in Engeland. Maar hy sê vir een of ander rede voel baie mense as hulle vir hom vra, wat is jy? Wat doen jy vir 'n lewe? Dan wil hy nou nie eintlik dadelik sê ek is 'n predikant, ek is 'n dominee nie. Want skielik dan duis hulle so 'n bietjie weg. Ek het dit ook al baie ervaar en ek dink die ander dominees wat hier is ook. Dat die oomblik as mense uitvind jy is 'n dominee, dan verander die houding heeltemal. En dan skielik vreeslik respekvol en alles, maar ons is maar gewone mense, verstaan? Nou, hy wil nie altyd vir hulle dadelik sê nie, so hy sê, hy moet so 'n bietjie improviseer as hy met iemand begin gesels. En hy sê per geleentheid, sit hy langs 'n vrou by Heathrow lughawe, en hy sit en wag op 'n vliegtyg, maar om die tyd om te kry, besluit hy gaan met hierdie vreemde vrou 'n gesprek aanknoop. En hy sê vir haar, hallo? Sy kyk hom so en sy sê, hallo? Hy vra vir waarheen gaan jy? Sy sê, ek gaan na Singapore toe. En sy vra vir hom, waarheen gaan jy? Hy sê, ek is op pad Australië toe. En hy vra vir haar, wat doen jy? En sy vertel hom, sy's 'n agent vir een of ander maatskappy. En sy gaan om kontrakte in Singapore te sluit. En op haar beurt vra sy vir hom, en wat doen jy? En hy antwoord, wel, ek werk vir 'n internasionale onderneming. En sy vra vir hom, regtig? Hy sê, regtig? En hy begin uitbrei, hy sê, weet jy, ons het takke in byna elke land van die wêreld. Ons het hospitale, ons het ouerhuise, ons het kinderhuise, ons het inrigtinge vir hawelose persone, ons het voedingsprogramme, ons is betrokke by huweliksberading, by opvoedkundige instansies, ons doen versoeningswerk, ons is ook betrokke by wetstoepassing. Ons sorg basies vir mense se lewe vanaf hulle geboorte tot by hulle dood. Ons fokus op die gebied van gedragsveranderinge. Sy sê, wow, sy het dit so hard gesê, dat die mense omdraai om te kyk na hulle. En sy vra vir hom, wat noem 'n mens dit? En J. John sê, dit is die kerk. Het jy al ooit daarvan gehoor? Nou ons moet na die groter prent kyk. Ons moet besef dat ons as Christene ook deel is van 'n wêreldwye onderneming, want Jesus se kerk is oor die ganse wêreld. Dis geweldig belangrik dat 'n mens nie net in jou eie klein gemeentetjie vaskyk en sê, ag, maar ons is min en ons kan min doen. Ons is deel van God se liggaam oor die hele wêreld. En tans is daar ongeveer 33% van die wêreldbevolking wat by kerke inskakel. Dis die godsdiens met die meeste aanhangers in die wêreld. Ons kan nie met 33% tevrede wees nie, want God wil hê die hele wêreld moet weet. Die hele wêreld moet gered word. So ons is deel van 'n internasionale wêreldwye onderneming wat al meer as 2000 jaar bestaan. En hoe gaan mense weet? Ons moet gaan deel, ons moet gaan vertel. Hoe deel ons die boodskap met ander? Baie mense, as jy met hulle wil praat, is sommer by voorbaat 100% negatief.
Hulle stel hoegenaamd nie belang daarin om te hoor nie. Hulle sê ek is te besig, ek het nie tyd nie, ek kan nie nou nie. Maar ons saai die saad deur uitnodigings. Kom saam met my. Kan ek vir jou 'n boek gee om te lees? Kan ek jou vertel wat met my gebeur het? Nooi iemand vir 'n koppie koffie en knoop 'n geselsie aan. 'n Getuie vertel net wat hy weet en die jury besluit daaroor. Aspekte wat belangrik is belangstelling, beskikbaarheid, meelewing en omgee. En dit kan mense se lewens verander. As ek in iemand begin belangstel en ek stel myself beskikbaar vir 'n gesprek, ek is meelewend, ek luister wat die persoon vir my vertel en ek gee om en ek wys dit, dan gaan daardie een al hoe meer ontvanklik raak. Dit kan lewens verander. Nou ek wil 'n voorbeeld deel van dinge wat partykeer bietjie snaaks is. 'n Vrou kom by haar haarkapper en die haarkapster het 'n haarspoot wat aan 'n sleutelring hang. En die vrou gebruik dit as 'n aanknopingspunt, die kliënt van die haarkapper. Sê, hoekom het jy 'n haarspoot? Die haarkapster sê van, want dit bring vir my geluk. Jy weet, baie mense is baie bygelowig. Hulle het hangertjies en gelukbringertjies wat as hulle dit dra, dan glo hulle, dit gaan nou met my goed gaan. En die ander dame sê, maar as die poot daar is, dink ek nie, dit het vir die haas geluk gebring nie. Hoe kan dit dan vir jou geluk bring? En die vrou, die haarkapster sê, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, en sy gooi dit in die haasblik. En daar is 'n geleentheid om te getuig. Ons kan met verskillende benaderings mense benader en hulle gedagtegang verander. Ons het 'n wonderlike boodskap, die wonderlikste boodskap in die wêreld. Maar party mense bly maar steeds skaam en daar's ander maniere om die evangelie te deel as net te praat. Ons sit byvoorbeeld elke Sondag as dit moontlik is, die preek op die internet, op YouTube, op die gemeentewebblad, op Facebook. En jy kan net gaan en 'n skakel maak van dit en jy stuur dit vir 'n familielid, vir 'n vriend of 'n vriendin of iemand wat saam met jou werk of jy versprei dit sommer net op die internet. Hoe meer mense kennis neem van Jesus Christus en die werk wat hy kom doen het, hoe meer kans is daar vir mense om tot bekering te kom. As hulle nie weet nie, as 'n mens hulle nie voortdurend prikkel nie, as 'n mens hulle nie voortdurend herinner en uitnooi nie, dan gaan hulle nooit by daardie punt kom om hulle lewe aan Jesus oor te gee nie. So, ons kan op baie maniere die boodskap met mekaar deel en dis nie altyd nodig om te praat nie. Die fout wat ons maak, ons besef nie dat elke mens ontsaglik kosbaar en belangrik vir God is nie. So kosbaar dat Jesus sy lewe geoffer het, sodat nie een nodig het om verlore te gaan nie. Maar ons hanteer mense nie met die nodige liefde en respek nie. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Kom ons veronderstel, ek en my familie, die kinders nou nog klein was, besluit, ons wil 'n bietjie gaan vir piknik hou eendag. Ons pak die piknikmandjie, kyk, laat ons vleis en hout en vuurhoutjies sit en alles wat nodig is en lekker koeldrank. En daar is ons in die motor en ons stuur iewers in die veld in. En nou kuier ons te lekker, maar twee van die kinders gaan stap, hulle is nog klein. En teen die tyd wat ons wil ry, ons begin oppak, is twee van die kinders weg. Gaan 'n mens dit as 'n probleem sien of nie? Gaan ons hulle soek? Of gaan ons sommer net ry? Nee, ons gaan hulle natuurlik soek. En as ons dan een van die twee kry, maar enetjie is nog weg, los ons dit daarby? Ag, wat, dit maak nou nie eintlik saak nie. Ons het minstens twee van ons kinders gekry. So net een is weg, dit maak nie vir saak nie. Kom ons gaan maar huis toe. Mens kan tog nou nie altyd wen nie. Ons het twee verloor, maar een teruggekry. Dis goed genoeg. Partykeer moet jy maar net jou verliese aanvaar. Is dit die tipe houding wat iemand gaan inslaan as dit jou kinders is?
Glad nie. Jy gaan soek en soek en soek, al is dit deur die nag, totdat jy daardie verlore enetjie lewendig of dood opgespoor het. Maar in die kerk, as iemand uit die kerk het verdwyn, dan sê jy, ag wat, partykeer sê ons sommer good riddance. Nee. Elke iemand is vir Jesus ontsettend kosbaar, uit sy lewe vir daardie een afgelê. En ons kan nie maar net mense wat verdwyn ignoreer nie. Soos ons kinders gaan soek, moet ons hulle ook gaan soek. Die fout wat ons maak, ons aanvaar sommer maar in die kerk, as iemand verdwyn het, nie meer kom nie. Ons vind nie uit wat is die rede, hoekom is daar 'n probleem? Iemand dat dalk iets gesê of gedoen wat jy ontstel het, kan ons die probleem aanraak en kan ons dit oplos. So ons word deur Jesus aangemoedig om nie met verliese tevrede te wees nie. Hy vertel gelykenisse van die verlore skaap, hy vertel die gelykenis van die verlore muntstukke, en dat mense hulle allerbes doen om dit wat weggeraak het, te soek. So as jou verhouding met Jesus vir jou 'n saak van erns is, dan gaan die liefde van Jesus jou dryf om die ander weer te gaan opsoek en terug te bring. As ons dit nie doen nie, impliseer dit ons is uiters selfsugtig. Ons dink net aan onsself, ons kyk net na onsself, ons is nie gepla oor die ewige bestemming van ander mense nie. Daar's minstens 2 redes waarom mense nie Christene is nie. Die eerste een is hulle het nog nooit 'n Christen ontmoet nie. En die tweede een, hulle het 'n Christen ontmoet. En 'n Christen se lewe is partykeer so, dat dit vir ander mense sê, ek wil nie ook 'n Christen wees nie. As julle sê, julle is Christen en jy doen dit en dat en dat, dan wil ek nie so wees nie. Julle skyn heilig. Dit hoor 'n mens partykeer. My broers en susters, elkeen van ons is 'n getuie vir Jesus of 'n getuie teen Jesus. En baie mense word afgesit deur die selfsugtige lewe van Christene. Want die liefde van Jesus is nie in elkeen se lewe sigbaar nie. Ons deel nie altyd Jesus se liefde nie. Ons leef asof dit nie saak maak nie. Handelinge sê daar's 3 dinge wat ons moet doen. Bid, getuig en omgee. Deel jou geloof deur te bid. Jesus het vir die disippels gesê, julle moet bly wag op die gawe wat die Vader vir julle wil gee. En hoe het hulle gewag? Agteroor gesit en niks gedoen nie? Nee. Hulle het die tyd gebruik om te bid, dat hulle die krag van God kan ontvang, om die getuies te kan wees, wat God wil hê hulle moet wees. So gebed is bewys van gehoorsaamheid, van vertroue, van geloof. Ons gee die saak in God se hande. Ons maak staat op sy krag. Ons is doelgerig en duidelik in ons gebede, en ons laat die resultate aan God oor, en die resultate kan beter wees as wat jy ooit kon dink of kon droom. Daar's baie krag in gebed, ons onderskat dit partykeer. Ek wil 'n staaltjie met u deel. Mense het 'n baie klein katjie persent gekry. En dit was nou maar 'n dominee se gesin gewees. Hulle kry 'n klein katjie. En die kinders besluit, kom ons sit die kat op 'n tak. Laat die kat so 'n bietjie kan boomklim. Nou toe in plaas van hom af te kom, toe klim die kat al hoe hoër en die tak is later op baie dun takkies. En daar begin die kat afgly. Hy sê, o jette, daar's moeilikheid, kom ons gaan roep vir pa. Voordat hierdie kat hom dusnis val. En pa sê maar, ons kan nou nie op baie dun takkies klim nie, dit kan breek. Maar hy gaan dan een van die dikker takke 'n tou vasmaak en maak ek dit agter in die kerk vas en dan trek ons die tak en dan sy laag genoeg is, dan kan ons die kat gou in die hande kry.
vinnig dit gedoen, is in die kar en daar ry hy en hy trek en die tak kom al hoe skynser en hy trek en toe breek die tou. En wat gebeur? Daar skiet die tak met geweld terug. En natuurlik wat gebeur saam met dit? Die kat vlieg oor die muur met 'n geweldige spoed. En dis die einde van die storie. Nou ongelukkig het elke storie nie 'n mooi einde nie. Nee. 2 weke later. Die dominee doen huisbesoek by lidmate van die gemeente. En toe hy inkom, toe sien hy in die gang 'n kat wat presies lyk soos sy kat wat weg is. En hy is nou te skam om vir hulle te sê, ek dink is my kat die, waar kry julle hom? Hy benader dit baie diplomaties. Dis 'n pragtige katjie hierdie. Waar het julle dit gekry? En die vrou sê, dominee, jy sal my nie glo as ek jou vertel nie. 2 weke gelede was ek in die tuin besig om te werk, en tuin mooi te maak, en my seentjie is daar by my, en hy kerring die hele tyd aan my, hy wil 'n kat hê. Ek het dadelik vir hom gesê, ons gaan nie 'n kat kry nie, hier is nie plek vir 'n kat in die huis nie. Hy was nie tevrede met my antwoord nie. En hy het aangehou om aan my te torring, en ek kon dit later eenvoudig nie meer hanteer nie. Toe maak ek 'n plan. Ek sê vir hom, die enigste ding is, kom ons kniel hier sommer in die tuin, en dan bid ons tot Jesus, en ons vra vir Jesus, as hy vir ons 'n kat wil gee, hy wil hê, ons moet 'n kat hê, dan moet dit so wees. Dan moet hy vir jou een stuur. En dan, jy sal dit nie glo nie. Maar ek het skaars amper gesê, toe val jy 'n kat uit die lug uit. So as God dit verhoor, hoe kan ek dit weier? Dit is waar wat Jakobus vir ons gesê het. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Partykeer is dit anderste as wat ons verwag het, maar broer en suster, as ons nie bid nie, gaan daar nie resultate wees nie. Ons moet getuig deur te vertel. Jesus gee vir ons 'n strategie. Begin in Jerusalem, daar waar jy bly, dan gaan jy na die omliggende gebied toe en dan na die volgende gebied toe tot aan die einde van die aarde. Wat Jesus eintlik vir hulle sê, is nie nodig om sommer nou in 'n vliegtuig te wil klim en oor see te gaan om daar ver te gaan getuig nie. Begin daar waar jy bly. Begin by jou bure. Eintlik is dit die plek van jou grootste mislukking. Die disippels het toe Jesus gekruisig is, gaan wegkruip. Jerusalem was vir 'n plek van mislukking gewees. Toe die Heilige Gees kom, toe verander dit. Toe is die bangheid weg. Toe is dit maklik om te getuig. Maar ons moet getuig teenoor die mense wat ons ken. Ons familie, ons vriende, ons bure. En dan kan ons nie skynheilig wees nie, want hulle ken jou hoe jy elke dag is. As ons die wêreld wil bereik, moet ons elkeen in ons eie klein wêreltjie begin. Ons word nie noodwendig geroep om na die einde van die aarde te gaan nie. So ons begin met 'n sendingveldtog. Waar? Gaan besoek jou bure. Dis baie goedkoper as om oor see te gaan. Jy het nie nodig om 'n jaar lank geld bymekaar te maak om dit te kan doen nie. En dan moet ons doelgerig wees. Ons moet vir hulle bid dat hulle ontvanklik raak vir die evangelie van die Here. Dat hulle sal luister. Dat hulle sal verander. Ons bid dat die koninkryk van God vir hulle sal oopgaan. Baie van ons is lief om in die oggende hier op die sypaadjies te gaan stap 'n paar blokke ver. Party mense draf. Goeie oefening. Nie almal het daai energie nie. Maar terwyl jy draf of terwyl jy stap en jy stap verby huise, bid vir die mense in die huise in jou gedagtes. Here, mag hierdie mense se harte oopgaan vir U. Mag hulle U koninkryk leer ken. Laat U koninkryk ook hier in Wonderboom Suid kom, hier waar ons bly, by ons bure, by ons vriende, by die blokke hier rondom my. Gebed verander dinge.
Bid dat die krag van Jesus in die omgewing gaan sigbaar word. En elke slag as jy in 'n plek instap, dra Jesus se teenwoordigheid met jou saam. Want dieselfde teenwoordigheid waarmee hy uit die dood opgewek is, werk die Heilige Gees in en deur jou. Jy is 'n draer van die teenwoordigheid van God. As gesant en verteenwoordiger van God, bid die koninkryk van God oral af en oor al die mense met wie jy te doen kry. Jy wil erlewing hê, maar is nie bereid om moeite te doen met die mense om jou en by jou nie. En as ons bid, dan begin my hart en my gesindheid ook verander en dit kom tot omgee. Ons lees in Handelinge die wonderlike gesindheid wat daar onder die gelowiges in die gemeente was. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het selfs hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou en hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. En omdat hulle harte vol dankbaarheid was, het hulle God geprys. En die resultaat? Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Ons leef in Pinkstertyd, in die tyd van die Heilige Gees. God se krag is werksaam. God se krag is beskikbaar. God gee om vir ons omgee. Dit beteken baie vir mense wat hartseer is, mense wat depressie het, mense wat probleme ervaar. Ons moet vir mense noem dat God gee om en hy kan situasies en omstandighede verander. Liefde, medelee, genade maak 'n verskil in mense se lewe. As jy bekommerd is oor iemand, oor 'n probleem, oor hulle gesondheid, bid vir hulle. Dit vra nie moeite en tyd nie. God luister. Hy gee antwoorde. Vader, ons bid dat U persoon so sal seën. Dat U persoon so deure sal oopmaak. Dat U daardie negativiteit sal wegneem en positiwiteit gee. Maak hulle oë oop om U liefde en U genade en U seëning en U dankbaarheid raak te sien. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Gaan deel met hulle. Ons het 'n vyand wat nie gelukkig is dat ons gelukkig is nie. Toe Adam en Eva gesondig het, is hulle verhouding met God verbreek. En God het hulle uit die paradys uit weggestuur omdat hulle nie in sy heilige teenwoordigheid kan kom terwyl hulle besmet is met sonde nie. Hulle het nie meer aan God behoort nie. Die eienaarskap het verander. En dieselfde geld vir ons. Ons kan nie vanselfsprekend aanvaar dat iemand 'n Christen is nie, dat iemand God se eiendom is nie. Ons het slawe van Satan en van sonde geraak. En hy is uit daarop om ons seer te maak. Dan moet iets spesiaal in elke mens se lewe gebeur om jou weer 'n kind van God te maak. En dis 'n oorgawe. Jesus moet as verlosser aanvaar word. 'n Kunstenaar kom eendag in 'n dorpie en hy stap verby 'n winkel met tweedehandse items. En in die venster sien hy 'n skildery wat so bietjie vuil is en die raam is gekraak. En hy herken dit is 'n skildery wat hy in sy jong dae geskilder het. Hy is vreeslik opgewonde om dit te sien want dit is baie jare terug wat hy dit geskilder het.
En hy voel sommer lus om daar in die winkel in te storm en vir die eienaar van die winkel te sê, dis my skildery daai. Maar hy weet hy kan dit nie doen nie. Hy moes ingaan en die skildery koop. En toe kon hy dit huis toe neem en restaureer en herstel. En dis presies wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het ons teruggekoop sodat hy ons kan skoonmaak, kan herstel en herraam. En dit is wonderlik om die reiniging van Jesus in jou lewe te ervaar, dat sonde wat vir jou baie gepla het, jou gewete wat jou opgekuil het, dat jy dit agter jou kan sit en sê, maar ek is skoon gewas met die bloed van Jesus, ek is losgekoop met Jesus se bloed. Ek het 'n nuwe lewe ontvang. Ek is kind van God. Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. God se geskenk aan jou. En wat maak ons daarmee? Kan dit nie vir myself hou nie. Wys my dankbaarheid vir my verlossing, deur dit met ander te deel. En dit is wat God ook vir jou wil hê. Wys jou dankbaarheid vir jou verlossing in Jesus, deur dit met ander mense te begin deel. Mag die Here vir jou seën en sterk maak, om op hierdie manier sy naam groot te maak. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U waar ons saam is in U teenwoordigheid, besef ons dat ons nie ons eie baas van ons eie lewe is nie. Of die duiwel, of U is in beheer. En ons wil hê, Here, dat U beheer sal oorneem van ons lewe. Ons wil volgens U wil lewe. Ons wil U naam groot maak, ons wil U eer, ons wil U verheerlik, ons wil U dien. En met dankbaarheid in ons harte wil ons die boodskap van Jesus met ander deel, want ons is opgewonde om verlos te kan wees. En ons wil hê ander mense moet net so opgewonde wees. Vader, in U alle eer vir U liefde en genade oor hierdie gemeente. Vir die 80 jaar wat hierdie gemeente kan bestaan. Ons loof en eer U vir elkeen wat inskakel is 'n lidmaat, dat U die hand van bewaring oor ons hou, dat U ons seën van dag tot dag en oomblik tot oomblik. En op die pad vorentoe is ons gebed, hou styf vas, dat ons nooit van U sal afdwaal nie. Daar is soveel misleiding in die wêreld. Daar is soveel vals stemme wat vandag se tyd opgaan. Ons bid, Here, dat U ons styf vashou in die naam van Jesus. Amen.